Vader. Die Bybel is daarom die wonderlikste boek. En die God wat die Bybel ons voorstel, is 'n God wat ons op maniere verras, wat nie woorde het nie. Kom ons lees vandag een van die merkwaardigste stukke in die Bybel. Here, hoe bevoorreg is ons nie om aan die voete te sit, die woord voor ons open, die Gees wat hier is en die afwagting dat U met ons gaan praat. En wil U dit vandag doen? Wil U self ons leer? En wil U vir ons moontlikhede oopsluit waaraan ons nooit gedink het nie? Dankie vir die voorreg dat ons so in U teenwoordigheid kan wees. Praat nou met ons. Amen. Lukas 18, vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan, as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Tot sover. Instinktief dink ons dat om by God uit te kom, moet ek na God toe beweeg. Ek moet as dit ware van my kan die eerste tree gee, en dan sal ek God ontmoet. En daardie eerste tree gee ek deur sekere van God se eienskappe in my lewe te hê. Ons weet dit wanneer ek droog maak, verkeerde dinge dink, verkeerde dinge sê, my meer nie beteel nie, sondig is, dan wyk God van my, dan wil hy niks met my te doen hê nie. Maar as ek na hom toe draai, en ek begin my lewe in plek kry, en ek begin mooi met mense te werk, ek kyk na my taal, ek kyk na my leefstyl, dan gaan God op 'n punt my raak sien. Dis hoe ons instinktief dink. Nou hierdie fariseer wat ons van lees, was 'n besondere mens gewees wat geweldige erns gemaak het. Hulle begeerte was gewees om God tevrede te stel. Hulle wou hom nie kwaad maak nie. Hulle wou nie veroorsaak dat hy weer teen hulle draai. Ons het laasweek daarna gekyk. Weer teen hulle draai en die hele ballingskap weer op hulle afdwing nie. Hy wou seker maak, hy leef naby God. Hy doen God se wil, hy doen God se wette. Elkeen van die 10 gebooie vat hy nou lettend en hy doen dit. En in daardie proses om dit te doen, het hy nie regtig na God toe beweeg soos hy dink nie. Hy het gedink dat hy soos God begin word, maar die ironie is, hy het eintlik net om hom gekyk en nie soos God geword nie, maar net in sy oë beter geword as die mense om hom. So dit beteken nie hy was goed nie, hy was net beter as die slegte mense. En in daardie proses het hy hom totaal misgis met waaroor 'n verhouding met God gaan. En die mees tragiese ding gebeur. Ons sou kon sê dat hy besluit dat hy 'n sprong na God toe wil maak, en hy trap vas, en ek meen 'n goeie sprong, as jy net so op een plek staan is so 2 meter, maar as jy 'n goeie aanloop kry, dan kan jy so 6 meter doen, maar kom ons gee hierdie ou 'n wêreldrekord. Hy maak 'n sprong 9 meter in God se rigting, en dit voel vir hom, ek het nou na God toe beweeg. Maar toe hy sien wat nog oor is, toe sien hy dis nie dit 9 meter gespring, die afstand na God toe is 338.000 biljoen kilometer. So hy het nie regtig na God toe beweeg nie, hy het eintlik net met die kraans afgespring, hy het eintlik na sy dood toe gespring. In sy oë het hy geweldig baie reg gekry, maar eintlik het hy niks reg gekry nie. Meer as dit, het hy homself eintlik van God vervreem.
Want sien, daarmee het hy 'n totaal verkeerde siening van homself, wie hy is en wat sy vermoëns is. En het hy nog 'n groter verkeerde siening van God, wie God is en hoe groot God is. So wat hy doen in die proses, en dis hoe mense maar doen, as ek nou dink toe ek op skool was, ek het nie geweet waar pas ons skool in die res van die land nie. Is ons een van die beste skole, is ons 'n gemiddelde skool, is ons 'n swak skool nie. Ek het nie eens daaraan belang gestel nie. Ek wou net geweet het ek beter gedoen as die gemiddeld van die klas, want dan is die juffrou geneig om jou uit te los. So ek het om my gekyk om die standaard te bepaal. En dis presies wat hy doen. Hy gaan na die tempel toe om te bid, om dus in 'n verhouding met God te tree, om met God in gesprek te gaan. En dan doen hy 'n gebed wat hy gewoond was om te bid en wat vir hom gevoel het goed genoeg is. En hy kyk in die gebed na mense om hom en hy sê, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe. Nou hierdie diewe was mense gewees, was eintlik rowers gewees, mense wat aggressief gesteel het. Bedrieërs. Dis mense wat eintlik in 'n hofsitting, die woord wat hier gebruik word, beteken in 'n hofsitting, is hierdie ou skuldig bewys. So hy het tyd droog gemaak en die regter het hom gevonnis. Egbrekers, mense wat ontrou is, wat hulle huweliksmaagd verneek, dis 'n tipe verraad wat in 'n ander liga is. En hy sê wel, Here, dankie dat ek daarom met iets by U kan aankom, ek het daarom iets om te wys. Trouwens, dankie dat ek nie tot daai dieptes daal. Hierdie ander is nou sleg, maar kom ons kom nou by die slegs wat daar is. Hierdie ou wat hier langs my staan, hierdie tollenaar nie. Nou hy het rede gehad om op die tollenaar neer te sien. Tollenaars was nie jou gewone sondaars nie. Tollenaars was van die laagste, mees geldgierige sondaars wat jy kon kry. Dit was mense wat ten koste van hulle eie mense belasting vir die Romeine ingesamel het. Dit was die uiterste teken van geldgierigheid gewees. Nou in ons vandagse taal, so ons, is dit nog baie erger as 'n loan shark, jy weet, mense anders se geld vat en soms sy paspoort en goed ook vat en sy salarisstrokie en goed en belaglike rentes van hulle vra. En hulle het absoluut geen integriteit nie. Hulle weet hulle vernietig hierdie mense. Hulle weet hy het niks geld nie, maar hulle sorg dat as hy salaris kry, vat hulle dit eerste. En dit wat hulle doen is onwettig. Dis nie eers, is geen wet wat dit goedkeur nie. Dit gebeur baie in townships en so aan. Hierdie tollenaars was nog erger as dit. Nie net oordadige rente gevra nie. Ons sou hulle meer in die lyn van dwelmhandelaars kon sit. Absoluut mense wat jy nie naby jou wil hê nie. So hulle was regtig sleg geweest. En deur hom met hulle te vergelyk, het hy nie regtig nader aan God gekom nie. Daarmee het hy nie erken dat hy as mens ook baie beperk is nie, maar meer nog, hoe groot God regtig is nie. Die tollenaar se gebed is 'n interessante een. Die tollenaar het geen ritueel nie. Hierdie tollenaar het net 'n geweldige sonde besef. En die Bybel sê, hy het gehuil, hy was verskriklik hartseer oor wat hy gedoen het. Hy het skielik op 'n dag besef, wat doen ek nie aan mense nie? Wat doen ek nie aan God nie? Dat ek so misbruik maak van mense. Dat ek mense so seer maak. Mense so platdruk. En hy het 'n ontsettende skuldgevoel gehad. Hy het gehuil toe hy na God toe gaan. En die tweede een, hy het met sy hand op sy bors geslaan. Nou daai slaan is eintlik die ekwivalent van homself steek. Hy het hom hard geslaan sodat dit seer is. Hy wou iets van die pyn wat hy aan ander aandoen aan homself voel. So hy het niks gedoen, hy het net na God toe gegaan, gehuil, op sy bors geslaan en gesê, ek is in my maaiën. O God, wees my sondaar genadig. Ek het niks om te bring nie. En in daardie proses het hy die kloof oorbrug. Want sien, is onmoontlik vir ons om by God uit te kom. Jy kan so goed wees as wat jy wil. Wat jy nodig het, is dat God na jou toe uitreik. En dis wat hy gedoen het. Deur dit te doen, het God na hom toe uitgereik en vir hom gesê, my kind,
ek wil by jou wees. Ek vergewe jou. Kom na my toe. En waar die ander een 3800 hoeveel biljoen kilometer dit is van God af gebly het en eintlik verder weg beweeg het hierdie een in die hart van God kom lê. En dit is die essensie van ons geloof. Jy kan nie maar net by God aankom en vir hom sê, Here, ek is seker bly ek is hier en ek is vir my lekker om weer 'n slag in u teenwoordigheid te wees nie. Om in God se teenwoordigheid te wees, moet ek in die eerste plek besef wie ek is, dat ek 'n sondaar is. Die verhaal word vertel van die man wat homself as bankier wou bekwam en 'n spesialis wou wees op talle fronte, en een van die goed waarna hy wou goed wees is hy wou vervalste geld uitken. Hy wou 'n kenner daarin wees. Enige vervalste geld wou hy onmiddellik raak sien. En hy het toe gegaan en gesê, kan julle my asseblief ophou? Hulle sê, ons sal graag. En so land hy vir 'n maand lank in 'n bank. En al wat hy doen is, hy kry regte geld en hy moet dit tel. En hy tel elke soort noot, elke 100, 200 rand noot, 50 rand, 10 rande, elke dag tel hy net nog en nog en nog vir 'n maand lank. En uiteindelik kan hy dit nie meer hou nie. Hy sê vir ekskuus julle, ek wil eintlik vervalste geld leer ken. Ek het gedag julle gaan my 'n bietjie voorbeelde daarvan gee. Sins hoef dit nie vir jou te gee nie. As jy weet hoe voel regte geld, dan gaan jy onmiddellik vervalste geld uitken. En dit is wat die Here doen. Hy gaan ons nie deur met slegte goed te doen te laat kry, beter mense maak nie. Hy gee vir ons blootstelling aan wie hy is, aan sy standaarde, sy integriteit. En dan erken ons dit wat verkeerd is. En hoe mooi is die voorbeelde nie in die Bybel, van tollenaars, wat hulle lewens vir Jesus gegee het nie, van wie Jesus oorgeneem het nie. Matteus byvoorbeeld. Matteus was 'n tollenaar en hy het hierdie grondige bekering gehad. En Matteus het die evangelie geskryf. Of natuurlik die ander bekende een was 'n hooftollenaar, Saggeus. Hy het nog 'n klomp tollenaars onder hom gehad. Hy was nog totaal 'n ander liga as dit by inhaligheid kom. En Saggeus kom tot bekering. En Saggeus verander die hele gemeenskap rondom hom. So vir ons om geestelik te beweeg, is hierdie punt, om gereeld op hierdie punt te kom, waar ek in my barheid, in my mensheid, na God toe kom en sê, Here, help my, ek is in die moeilikheid. En dan ervaar ek en aanvaar ek sy vergifnis. Sê ek vir hom, dankie dat Jesus vir my gesterf het. Dankie dat u my nuut gemaak het. En nou wil ek saam met u regte geld tel. Ek wil in u teenwoordigheid wees en ek wil nou by u kom leer. En wanneer ek daai hele oefening deurgegaan het, dan maak ek my Bybel oop. En dan begin ek lees, dan begin ek geld tel. En dan begin die Here my te skuif. So die probleem is, ons kan te goed wees vir God. En dan sê hy, julle my eintlik nie nodig nie. Maar ons kan nie te sleg wees vir God nie. Waar hy ons ook al kry, dan vat hy ons en raak hy besig met ons. En mag ons erns daarmee maak. En mag daaruit 'n stuk kinderlike, mooi geloof kom, wat die wêreld om ons verander. Dankie Here vir die voorreg, dat u by ons kom sit. En dat u ten spyte van wie ons is, met ons besig raak, en dat u ons verander. U is 'n wonderlike Here. Ons wil in u teenwoordigheid wees, en ons wil in u teenwoordigheid leer en gevorm word. Wil u met ons maak, soos u beplan het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.